Ons sit net so en open ons gebed. Dankie ons Vader dat ons weet dat hierdie woord lewendmakend is. Dat as gevolg van die stem van God is hierdie woorde op papier vasgevat. En net U Heilige Gees kan hierdie woord verder aan ons openbaar en oopbreek, dat ons dit beter kan verstaan. Maar U is getrou en regverdig en dat U ook hierdie woord permanent in ons binneste sal stoor, onuitwisselik. Dankie Jesus, dat ons U woord vat as die waarheid. En dat ons weet, U is nie 'n leienaar nie, dat die vyand, die vader van die leuen is, dat al hierdie skrifbeloftes net die waarheid is, en niks anders as die waarheid. Dankie dat ons dit kan bid in die naam van ons Here Jesus Christus. En ons weet, U maak nou met ons bemoeienis. Amen. Ja, ons het hierdie groot voorreg vandag. En hierdie Annelie Nel is vandag, hoe sal ons stel so, 8 maande. Baie geluk julle twee, opa en ouma. Die hele familie. Vandag se tema is God het 'n sagte hart. Is jy bewus daarvan dat God hierdie sagte hart het vir kinders? Spesifiek vir kinders. En tog weet ons, as daar iets is wat ouers oor stres, is dit kinders. Ek weet jy sal 'n paar oupas en oumas. Jy stres oor die kinders. En jy stres dan verder oor kleinkinders en agterkleinkinders en so gaan dit net al hoe groter en al hoe meer aan. Maar God het 'n belofte en dit in sy woord. En ek het spesifiek vir julle twee Dolf en Jean-Marie hierdie klomp beloftes saamgevat dat dit julle kan versterk. En dat oupa en ouma kan ophou worry, né? Want as hulle worry, dan is alles om hulle bond en die mekaar. Jesaja is so 'n groot profeet en daardie profesie is tot vandag nog van toepassing. En dan in Jesaja 44 is daar iets spesifieks wat hy ons bekend wil maak. En hierdie profeet skryf soos vir die Here vir hom sê en hy sê, maar luister nou. Dis amper soos 'n pa wat ongeduldig raak en hierdie kind wil nie luister nie en hy wil nie hoor nie en hy sê, luister tog wat ek vir jou sê. Maak oop jou ore. En hy sê in vers 2, hierdie klein simpel Afrikaans woord, moenie bang wees nie. Moenie stres nie. Fear not staan in die Engelse Bybel. Stress not is in 'n message geskryf. En dan kom hy met 'n rede hier en hy sê in vers 3, want ek sal water uitgiet op die dorre aarde, waterstrome op droë grond. Die Here sê hier vir hulle, moenie worry nie, ek is in beheer. Ek is in beheer van die hele heelal en die natuur en alles wat daarmee gepaard gaan. Jy hoef nie te worry nie. Toe ek hierdie woord voorberei, toe kom hierdie Engelse woorde op en hy sê, don't worry, I've got it. As ons dit in Vrystaat toevat, dan sal ons sê, man, moenie worry nie, God het dit. God het dit alles. Hoekom worry jy? So kyk bietjie vir jou om jou en agter jou sê, God het dit. God het dit, hy het dit, hy hanteer dit. Moenie jy worry nie, dit gaan nie 'n verskil maak nie. Maar hy kom verder met 'n belofte hier, en hy sê, ek sal my gees uitstort op jou nageslag. Hy sê, ek sal bemoeienis maak met my Heilige Gees oor jou nageslag. Ek sal hulle nie wees laat nie, ek maak met hulle bemoeienis, ek maak hulle myne. En my seun
op al jou nakomelinge. En hierdie seën gaan oor blessings. En as jy in die Amplified kyk oor wat gaan blessings oor, dan gaan hy sê, hy het vir jou net goedheid in gedagte en hy gaan goedheid oor jou uitstort in so 'n mate dat ander jaloers gaan wees oor dit wat hy vir jou doen. En ek sê nie daardeur dit gaan net maanskyn en rose wees nie. Die lewe is vol ups and downs, maar hy gaan jou deur alles dra en hy gaan jou alles bied wat jy nodig het. So as jy as ouer en vandag en jy is ge-worried oor hoe gaan dit verder werk? So gaan. God het dit vir jou en jou kinders in gedagte. Dit is nie net afgestomp en afgerond en dit stop by jou nie. Jy is nie so important nie. Glad nie. Maar as 'n tweede ding, en dit in Jesaja 59:21, daar spesifieke goed wat God gesê het, ek skep 'n verbond. Hierdie is 'n verbond, dis 'n sakrament. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, dis 'n verbond. En ek gaan kyk in die woord, en dit kom afgelei van die woord link. Soos, it's a separate league. Hy kom en hy sonder ons af, en hy sonder ook die om ons af, en sê, ek is besorg oor hulle. Ek het 'n spesiale hart teenoor hulle almal. En dis wat hy hier vir ons gee. Hy sê hier so in vers 21, wat my betref, dit is my verbond met hulle, sê die Here. My gees wat op jou rus en my woorde wat ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond wyk of uit jou mond van jou nageslag of uit die mond van jou nageslag se nageslag van nou af tot en altyd kom nie. Hier sê hy nie, jy mag nie praat daaroor nie. So asseblief, moenie nie vir die ander gesê, Dawid die kaalkop sê, jy mag nie woord spreek nie. Gaan jy daar? Hy sê die woord mond hier soos 'n opening, soos 'n deur. Dis in en out, né? Dis soos 'n kar, bo in en onderuit by die exhaust en daar gebeur niks verder. Hier maak ek 'n bemoeienis met ons en ons kinders en ons kinders se kinders. Is dit nie 'n awesome belofte nie? Dit bring soveel gemoedsrus. Hy sê hierdie woord gaan permanent in ons binneste bly, vir ewig en altyd. Jy moet weet, boonop alles is daar iets wat Paulus geskryf het. Paulus was 'n ou rakker. Paulus het daar in die Nuwe Testament in 2 Korintiërs 3 geskryf. Hy skryf hier spesifiek, hy sê, God kom en hy plaas die woord, bedoelende al die voorskrifte en ook die seëninge binne in jou hart. Maar hierdie woord is nie met 'n pen geskryf nie. Dis ook nie op 'n kliptafel uitgekap nie. Hy sê, bring dit, dat dit permanent in jou binneste gestoor kan word deur die Heilige Gees. En hy sê hier éventueel, dit gaan 'n lewendige impak hê, hierdie woord. En daarom kan ons sê van die kansel af of vir mekaar, of 'n mooi boodskapie op WhatsApp of 'n platform, God bless you, and His word will make you live. Maar dit maak iets in ons, dit maak iets wakker in ons, dit herskep ons, want jy word 'n wedergebore kind van God. En ek sal nooit dit vergeet nie. Soos in Witstrand, ons ontmoet vir Boetprinsloo daar. En hier op sy bejaarde ouderdom het hy 'n jong wyfie uitgesoek en hy daar getrou en hulle was net so. Maar hulle was intens vir die koninkryk van God uitgekoop. En Boetprinsloo kom na my toe en hy sê, en wat sê jy van Paulus se sendelingbriewe? En ek sê, goed, ek's mal
daaroor. Ek is mal oor hierdie briewe wat Paulus geskryf het hier in die Nuwe Testament. Hy sê, maar daar's een ding wat die Here vir hom gegee het om te verkondig is, en is om te sê, hy maak jou en my 'n lewendige sendingbrief. Hoe jy optree, wat jy sê, wat jy reageer, en in hoe mate jy reageer, maak jou 'n brief wat ander lees, sonder dat woord verkondig word. En hierdie gedeelte is so belangrik. Dit is so belangrik om te kan sê, ek is 'n brief geskryf deur God. Hy het my so verander, dat ek leesbaar raak, vir die wat nie die Here ken nie. Ek weet nie vir jou nie, maar dit is vir my spesiaal om te besef. In so 'n mate het God by my bemoeienis gemaak. Ons sit in 'n land en omstandighede, en 'n Donald Trump in die ooste, en Iran en Irak, en al hierdie goede, China en Rusland. En ons wonder, wat so hoop het hierdie ander of elke jongeling in ons land. Ons wonder daaroor. Ons is baie keer hoogs bekommerd. Hier is weer 'n kind gebore. Wat gaan daai een beleef, né? Dis 'n regte teestorie. Die een rou met die kreems. En dan kom die woord van die Here in Jeremia 31:17 en hy maak hierdie gedeelte bekend. Hy sê, daar is hoop vir jou nageslag. Pa, ma, daar's hoop vir ander. Daar's spesifiek hoop. Dis 'n uitspraak van die Here, sê hierdie profeet. Kinders sal terugkeer na hulle grondgebied en hulle sal my ken. Hulle sal my ken. Hulle gaan so wees dat ek 'n verhouding het met hulle. Jy sien, dit gebeur baie keer, né? Maar jy moet nou 50 plus wees. Dat 'n kind afdwaal. Dan kom die mense en sê, pastoor, ek weet nie of my kind die ewigheid het nie. Dan sê ek weet ook nie. Maar nie worry nie, ek weet ook nie. Maar die Here weet. En die Here het hierdie behoefte in sy hart, dat hy wil almal gered sien by hom. En dis waaroor hierdie hele belofte gaan. Ons kan dit in die Here se hande laat en sê, Here, asseblief, jou wens is, my droom is, u woord sê, jy sal sorg, dat my kind eendag by u sal wees. En dis dit. En dan kan jy vir die dood doen niks verder om te doen. Dit is net so. En dan vra jy, hoe kan ek dit net weggee? Ek sê vir jou, jy kan. Daar's 'n skrif hier. In Spreuke 22 vers 6. Hy kom met hierdie, en onthou nou waar kom Spreuke vandaan. Dawid het vir Salomo geteach en hy sê, ek sê vir jou, teken dit aan. En hy sê hierso, rig die jong mense af ooreenkomstig die pad wat hy moet loop. Selfs wanneer hy oud geword het, sal hy nie daarvan afwyk nie. Hy sê hierdie woord wat jy aan jou kinders leer, omdat dit goddelik is. Al het hy nou besluit, ek jepou hierdie gedeelte bietjie. Hy gaan terugkom. Hy gaan terugkom na hierdie belofte toe, want hy weet wat is die regte ding om te doen. Soos wat ons kinders moet leiding gee, jy sien sy stem saam. Ons gee hierdie kinders leiding deur die Heilige Gees. So moet ons kinders ook leiding gee deur die Heilige Gees. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees aan ons bekend maak. Wat moet ons sê? Hoe moet ons dit doen? Jy sien, daar is 'n weg wat God vir ons 'n gedagte het vir geregtigheid en seënwense. Ongelukkig is daar ook 'n
weg wat lei tot vernietiging en rebellie. Maar nogtans is daar iets fyns in hierdie proses van om kinders op te voed. En hierdie leiding wat ons moet gee, dit behels nie net instruksies nie. Kan ons my baie mooi leer nie. Jy sien, ons het kinders wat uit daal moeilikheid kom, en ek het 'n seun. En is anders tyd wat hulle groot geword het, en dan vra hulle vir my, maar hoekom moet ek dit doen? Dan sê ek sommer, ek het vir jou sê, doen dit net. Ken dit. Maak jy nie maak of jy onskuldig is nie, jy sit van jou is. God se woord kom en sê, dit gaan nie net oor instruksies nie, dit gaan oor deelname. Daar's 'n fyn lyn tussen instruksies gee om te eet en te gebied as diktator, maar om deelname te hê in die proses. Dis waaroor dit gaan. En dan, wat dan verder? Jesaja 54 is so mooi, hy skryf so hier. Jy sien, ek het alles uitgesoek om te kindertjies en kinders nie. Hy sê Jesaja 54 vers 13, al jou kinders sal leerlinge van die Here wees. Dis asof Jesus lief is vir ons. Jesus kom en hy tree op as onderwyser. En hier sê hy die Here. So dis die Heilige Gees in vandag se lewe wat vir ons daar sal wees, soos 'n onderwyser. Hy sê dan verder, die groot sal die voorspoed van jou kinders wees. Moet net nie vir my kom sê, dit staan net in die Ou Testament. Want ongelukkig vir jou, in Johannes 6 vers 45 staan dit ook geskryf. En die Gees van God sal vir ons leiding gee. Jy moet net op die leiding wag. Jy moet net stil bly en stil wees totdat hy vir jou sê en wat en waarheen en waar alles gaan. Ek wil vandag vir jou iets sê, nee. Hoe sê die mense? Ek wil vir iets sê en ek gaan dit sê. Ons wil so graag ons kinders hê. Of mense kom na my toe en sê, pastoor, asseblief, help dat my kind gered word. God het ons ongelukkig met keuses gemaak. Van kleins tot net voor die graf. En dit gaan alles oor, wat kies jy? Wat kies jy en waar gaan jy heen met al hierdie beloftes? Hier is 'n skrifgedeelte, Jesaja 49. En dit is so belangrik. Hy sê, maar so sê die Here, selfs sal van 'n held weggeneem word. Selfs gevangenes sal van 'n held weggeneem word. Die kruisgevangenes sal vrykom van 'n geweldenaar. Teen hom wat met jou die stryd aanknoop, sal ek self die stryd aanknoop. En jou kinders, ek self sal hulle verlos. Verstaan jy hoekom ek in die begin kon sê, it's been taken care of. God het besluit hy gaan jou help. Hy het besluit, hy is in beheer, want hy is in beheer. Dis waaroor dit gaan. Niks anders dan. Dit bring ons by vandag. Hier is ons wil verander die toewy aan die Here. En dit gaan oor kindertjies. En wat is gemaak in die Nuwe Testament en wat is gesê in die woord van God oor hoe Jesus kindertjies gesien het en wat het hy met hulle gedoen? En hier kom hierdie vraag, en is altyd hierdie vraag. Wie is die belangrikste in die koninkryk van God? Matteus 18. Wie is die belangrikste in die koninkryk van God? Sê my. Vraag. Nee?
is nou eintlik die belangrikste in die koninkryk van die hemele, is in hierdie vertaling geskryf. Vers 2 sê, hy het toe 'n kindjie nader geroep, om tussen hom en die een laat staan. Toe ek het lees, toe dink ek aan Karin. Ek picture altyd as hierdie klein stofdingetjie. En sy het aangejaag, hoor my, want sy doen dit nog steeds. En dan sy op die plaas by ouma, ek klop nie, dis die waarheid, ouma Pietie het ingesit. En dan wil ouma Pietie daai 2 ronde boutjies warm wiks. Dan gaan ouma Pietie se ma, sy sê, my kind net 'n kind. Dan stoot sy aan die agter. Dit gelieg. Jy sien, dis hoe dit gewerk. Dis hoe dit gehanteer is. En hier het Jesus dieselfde gedoen. Hy het gesê, maar jy weet, hierdie ouers, jy weet nie, jou en hulle steeds, kom staan hier by my. En hy sê in vers 3, Amen. Ek sê vir julle, as julle nie verander soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie die koninkryk van die hemele ingaan nie. Jy weet, wat weet 'n kind? Hulle is selfsugtig, hulle is selfgesentreerd, hulle wil net die goed doen en beleef wat hulle wil hê. Seker? Juffrou, dit is net so. Dis hoe hulle is. Daar's geen ander iets te sê omtrent dit nie. En Jesus kom en sê, convert yourself and be like that child. Raak soos hierdie kindertjies. En julle sal die koninkryk van die Here beerwe. En daar's 'n Bybelkommentaar in my ander Bybel wat die ou skryf, hy sê, wat was hierdie kindertjies? Hulle was nederig en afhanklik. Hulle het hulle self so gering geag tussen hierdie klomp groot mense. Hulle het glad nie geheers nie. Hulle het miskien 'n bietjie gemanipuleer, let's face it. Maar daar was nie hierdie dominerende heerskappy oor ander mense nie. En dit is nie van die Here nie, hoor my hart. Toe God die mens geskape het, toe sê hy, heers oor die hemel en die aarde en die visse en die bokke en die skape en die slange en al die kruipende. Maar daar staan nêrens heers oor mense nie. Oké, daar is 'n paar verslae gekry, maar hierdie oomblik kom ons gaan verder. Hy sê en ons moet nederig wees soos die kind. Jy moet die hart van 'n dienaar hê. God se gesindheid en ingesteldheid sal jou bring daar waar hy jou wil hê, dat hy met jou kan werk. Hy sê, as jy nie die goedjies doen nie, dan gaan jy eensaam wees. Jy gaan diep vraai daar in die hemelse hel tot in alle ewigheid, want jy gaan die koninkryk van die hemel nie sien. Dit staan so mooi geskryf daar in Matteus 18, Markus 9, Lukas 6, Lukas het ek geskryf vers 46 en 48. Maar daar was 'n tweede gedeelte wat geskryf is in die woord van God, en ek wil hiermee afsluit. En hier staan dit ook, en ek wil hierdie gedeelte spesifiek vir julle dan nou noem in Markus 10. Markus 10, Matteus 19, Lukas 18. En daar staan geskryf, en hulle het die kindertjies na Jesus toe gebring, sodat hy hulle kan aanraak, en vir hulle kan bid, en vir hulle kan seën. Ek het die 3 bymekaar gegooi, want afsonderlik is daar verskillende stellings. Maar dit was die redes. Hy moes hierdie kindertjies aanraak, en hy moes vir hulle bid, en hy moes vir hulle seën. That's it. En wat gebeur? Die disippels sê, nee. Wat? Tjoe, gaan speel. So dadelik het hulle geïntervene. So
soos die geleerdes sal sê. Die disippels het hulle gekeer om Jesus nie onnodig te pla met hierdie aanraking en hierdie gebed en seën. En Jesus kom en hy help hierdie disippels reg en hy sê, nee. Die koninkryk van die hemele behoort juis aan hulle. En die wat soos hulle is. Is dit nie amazing nie? Die koninkryk van God behoort juis aan die soos hulle. Ek wil vandag vir julle sê, Dolphin, Jean-Marie, die koninkryk van God is juis soos vir haar. Andrie Nel. Ek wil hierdie laaste woordjie met julle deel, soos dit in Markus 10:16 staan. Hy het hulle opgetel. Dis die kindertjies, nie die disippels. Maar Jesus het gekom en die kindertjies opgetel. In sy arms opgeneem. En hulle geseën, terwyl hy sy hande op hulle gelê het. So ek wil vra dat julle vorentoe sal kom. Annetjie vat bietjie daar, hierdie Andrie. Dolf is so bly dat hy niks hoef te sê voor. Maar jy sal dit nou moet sê. Ek gaan niks sê. Sê vir my, ek gaan niks. Ek sê niks. Prys die Here. Jy sê dit pas baie met die en dis die onskuld van vroue se skuld. Jy kan dit nou afneem, jy moet nog vir die kleintjie. Ek het nie meer stoospasie oor al die foto's. Hier is 'n bewys vir vandag dat ons dit gedoen het. En ons kan dit ook vir julle lang leer dat julle dit kan treasure. Dat ons ander toewy aan die Here. Annetjie, jy kan maar bring op 'n vry, jy kan vanmiddag die omraak kry. Met die klein. Is dit braaf? Baie dankie. Sy is vandag 8 maande jonge dame. 8 maande. Dolf, ek gaan vir jou hierdie sertifikaat gee, en dan gaan ek vir jou vra om dit te vasthou. Gaan jy na my toe kom sonder om te spreek? En sê vir my, ek het in die kamer gesit, en jy het gesien hoe ek wel 'n bewys het. Kom ons praat. Dankie ons Vader dat ek nou hierdie voorreg het om vir ander in my hande te neem. Dankie Jesus, dat ek die hand op kan lê, soos U gedoen het. En dat ek haar kan opdra in die koninkryk van die hemel. Hemelse Vader, dat U haar sal seën, bewaar en beskerm haar. Dankie Here, dat U haar gaan leer, al hierdie beloftes wat ons ook nou geleer het, Here, dat U haar sal oppas, beskerm, en dat U die hele tyd met haar bemoeienis sal maak, sodat sy U voorskrifte sal volg, en eventueel in die koninkryk van die hemel sal wees. Dankie Here, dat ons net op U kan staat maak en U kan vertrou. En ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Ek het hom amen sê. Daar sê, Toffie, baie geluk. Dan wil ek groot plesier. Kom hier so. Daar sê, kom ons klap vir die hande. Wel, dit is wat jy saam. Die saamklas. Ja, ek kan nie dat. We love you. Okay, kom ons staan en dan sing ons vir hulle
we love you with the love of our Lord. Nicolene, steeds, ek het nie vraag sê van